voorreg is dit nie om so saam die Here te kan loof en te prys en as 'n gemeente by mekaar te kom en te sê, Here, U is ons alles. En deel van daai waar ons sê, U is ons alles, wil ons 'n belangrike groep vanoggend vorentoe roep, wat die Here vir ons gegee het, en dis deel van ons volgende generasie, en dis die matriek. So ons vra dat al die matrieks vorentoe sal kom, asseblief, en as jou ouers hier is, dat die ouers ook vorentoe sal kom, want die volgende generasie is nie net nog 'n generasie by Kruik nie. Ons besef dat hierdie is die generasie wat die kerke nog vir 'n baie lang tyd vorentoe gaan volmaak. Nou ek dink, almal so julle kan hier voor ons kom staan en vir die gemeente kyk. Nou ek dink almal wat 'n matriek in die huis het, was hierdie afgelope week, was dit bietjie 'n emosionele week dalk vir die ouers, want hulle babas is op pad uit, en ek dink vir die matrieks is dit 'n lekker tyd, want hulle is op pad uit. Maar ons besef ook dat ons kan niks sonder die Here doen nie. So matrieks, ek het vir julle 'n vers, terwyl julle vorentoe loop, as julle nie weet wat om te skryf in julle vraestel nie, sê dit in 2 Johannes 1 vers 12, sê dit die volgende: ek het nog baie dinge om aan julle te skryf, maar ek wil dit nie met met papier en ink doen nie, omdat ek hoop om julle by julle uit te kom en van aangesig tot aangesig met julle te praat, sodat ons ten volle gelukkig kan wees. So matrieks, daar's een tip, as julle nie weet wat om te skryf nie, skryf daai Bybelversie vir hulle. Dit gaan nie vir jou punte kry nie, maar ten minste gaan die mense wat merk bietjie Bybel inkry. So daai het my glad nie gehelp nie, maar dit is net cool om te weet dat mense dit kan sê. Maar wat ek eintlik met julle wil deel is 'n stuk uit Jeremia uit. Jeremia was 'n profeet gewees wat in sy tienerjare geroep was. In sy tienerjare geroep was om 'n hele nasie aan te spreek, 'n hele volk aan te spreek. En soos wat die jare aangegaan het dinge moeilik begin raak. En julle staan nou op 'n punt waar dit anders lyk. Waar julle moeilike goed ervaar, en ouers, ek besef vir julle ook, dis 'n moeilike tyd, want jy besef jou tiener moet leer, maar jou tiener is moeg, so ons wil ook vandag bid, dat die ouers nie die tieners iets aandoen nie, maar tieners moenie vir julle ouers rede gee om iets aan julle te wil aandoen nie, so dis 'n wen-wen situasie. En dan wil ek vir julle deel uit Jeremia 33 vers 3, waar die Here vir Jeremia sê, vra my. So hy stel dit oop en hy sê, vra my en ek sal jou van ongelooflike dinge vertel oor wat hier gaan gebeur, waarvan jy niks weet nie. Die konteks van hierdie was Jeremia was in die tronk gewees, en hy het vir Jeremia gesê, maar vertrou my en ek gaan vir jou restaurasie wys. Ek gaan vir jou groot goed wys wat jy nog nooit van gehoor het nie, en ek wil vir julle as tieners en vir julle as ouers aanmoedig om nie vas te kyk in die druk van die eksamen en die moeilikheid nie, maar om vas te kyk in die God wat ons vanoggend verheerlik het. God sal julle die krag gee, God sal vir julle die selfdissipline gee om deur hierdie te kom. So op daai wil ons vir julle as gemeente vra om julle hande uit te steek, waar ons nou vir hulle 'n seëngebed gaan doen. Ouers, as jy jou tiener langs jou het en ons nog 'n tiener langs jou, sit jou hande op hulle skouer ook, want ons is 'n gemeenskap. Ons matrieks kan hierdie nie sonder ons as geloofsgemeenskap doen nie. So daar waar jy sit, steek jou hand uit, en ek wil eintlik vir hierdie tieners wat hier voor staan ook vra om som julle hande te kom sit op dies wat hier voor staan. So Wian, julle kan ook julle hande somme op hulle kom sit. Here, U is so groot. Here, U het elke tiener hier so lief. U het 'n plan vir elke tiener wat hier staan, U het 'n plan vir elke ouer wat hier staan, Here, en ons vra dat U elke tiener hier die wysheid sal gee, Here. Die verstand sal gee om te gaan leer, sodat hulle meer verstand kan kry, Here. Here, wanneer angs aan hulle deur kom klop, Here, mag hulle by U voete kom sit. Here, wanneer vrees hulle kom oorweldig, mag hulle by U voete kom sit.
Here, wanneer hulle nie weet, hoe lyk dit volgende, hoe lyk dit vorentoe nie, Here, mag U vir hulle wysheid gee. Mag hulle altyd by U voete kom sit, en by U kom stil raak en kom hoor, wat is dit wat U vir hulle wil kom wys? Wat is dit wat U vir hulle wil kom openbaar, Here? Here, mag hierdie laaste eksamen, mag dit nie net 'n eksamen wees nie, Here, maar mag dit 'n ontmoeting met U wees, Here, en mag hulle werklik U stem hoor in hierdie tyd vorentoe. En dankie, Here, vir hierdie leiers, wat 'n verskil gaan maak. Nie net in ons dorp nie, maar wêreldwyd, want hulle het U aan hulle kant. In Jesus naam. Amen. Ons gee ook sommer vir hulle 'n lekker hande klap. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. In die dele van Amerika op die platteland word daar geskryf deur die skrywer Parker Palmer dat van die boere daar 'n baie interessante gebruik het tydens wintertyd. Dat tydens wintertyd is daar hierdie geweldige vratsstorms, sneeustorms. En gewoonlik in daai tyd moet die boere nog steeds op hulle plase werk. Werk kan nie gestop word nie. En dan moet 'n boer baie keer tussen die skuur en die huis beweeg, maar daai sneeustorm kan so skielik uitbreek dat van die boere, hulle kan nie hulle hande voor hulle oë sien nie, so erg is daai storm. Dit disoriënteer jou totaal en al. En dis in daai oomblikke dat sommige van hulle selfs op hulle eie plaas verdwaal, tussen die skuur en die huis. Dat hulle in sirkels loop en gedisoriënteer is. En daar sal gevind dat van hulle letterlik meters vanaf hulle huis sterf in daai koue, want hulle kon nie hulle huis of die skuur vind nie. Maar dis van die boere wat 'n plan beraam het en 'n tou gespan het tussen die skuur en teen die huis, tussen die skuur en die huis. En hierdie tou dien as 'n anker, dat wanneer daai storm uitbreek, hulle weet, hier's 'n tou, hier's 'n anker wat my of kan lei na die skuur of na die huis. Ons beleef geweldige storms. En jy kan net daar sit en dink aan die storms wat ons die afgelope paar maande in hierdie jaar beleef het. Ek dink aan politieke storms. Nie net in ons land nie, maar as jy dink wêreldwyd. As jy dink aan ekonomiese storms. En ons gaan iets daarvan ook hoor vanoggend. Groter dele van Afrika wat groot nood het. Daar's verhoudingsstorms. In ons gesprekke met mekaar, ons interaksie, kom ons agter, daar's geweldige goed wat ons beleef ook in ons verhoudings. Daar's storms van verlies. In hierdie week is ons gemeenskap geskit deur die vliegongeluk. Daar's soveel storms wat ons beleef. En is in hierdie stormtye wat ons 'n anker nodig het, soos hierdie boere, hierdie tou span, en dis kom ons vir die volgende paar weke hierdie reeks doen, wat sê ek glo. Vir die afgelope 2 jaar, elke keer, na ons nuwe lidmate, is daar mense wat my stop
en hierdie vraag vra. Wat glo julle? Jy sien, man, wat ons glo, wat jy glo, is verskriklik belangrik. Wat jy glo oor God, vorm jou hele lewe. Wat jy en ek glo oor God, dit vorm ons identiteit, dit vorm wie ons is. Dit vorm ons optrede, jou moraliteit. Wat jy glo oor God, vorm jou verhoudings, of ek iemand is wat vergewe, of iemand is wat 'n wrok dra. Wat jy glo oor God, vorm ook jou toekoms, jou ewigheid. Ek glo. Wat glo ons hier by Kruik? Wat is dit wat ons glo by hierdie gemeente? En ons geloofsbelijdenis, ons het 'n geloofsbelijdenis wat gegrond is op hierdie geloofsbelijdenis wat jy nou gehoor het, wat bekend staan as die apostoliese geloofsbelijdenis. En ek besef, hier is soveel van ons wat bekend is met hierdie geloofsbelijdenis. Hier is dalk van ons wat dit nog nooit gehoor het nie. Ek dink hier's 'n paar groepe hier vanoggend. Hulle wat dit nog nooit gehoor het nie. Hier is van ons wat groot geword het met hierdie apostoliese geloofsbelijdenis, en soos wat jy vanoggend daai woorde gehoor het, het jy dit herhaal ook in jou gedagtes. Dalk kom jy uit 'n agtergrond uit waar jy dit weekliks herhaal het. Waar jy het gehoor het dalk by 'n doop of by 'n nagmaalviering. En hierdie geloofsbelijdenis het oorgespoel in jou lewe, dit vorm jou lewe, maar die gevaar is ook dat jy van ons is wat hierdie geloofsbelijdenis ken, jy kan dit opsê, maar dit nooit oorgespoel in jou lewe nie. En dis waarmee ons gaan worstel die volgende paar weke. Ek sien so uit vir die volgende paar weke. As jy dink aan hierdie geloofsbelijdenis dateer terug tot ongeveer die 2de eeu na Christus. Dis nie iets wat onlangs uitgedink is nie. En hierdie geloofsbelijdenis word wêreldwyd, en vandag, soos ons hier sit, vandag ook op hierdie Sondag, deur letterlik miljoene gelowiges wêreldwyd ergens bely. As jy dink oor die jare, dink jy dat hierdie geloofsbelijdenis is al in koninklike hoë, is dit uitgeroep. Dis in tronkselle al gebid. Dis gesing in aanbiddingsplekke. Hierdie geloofsbelijdenis is al gefluister deur Christene wat op die punt van die dood staan. Ek glo. Ons is deel van 'n groter prentjie. Kruik gemeente is deel van 'n groter prentjie. Een stuk statistiek meen daar's ongeveer 2.3 miljard Christene vandag wêreldwyd. So ons is deel van die groter liggaam van Christus. Maar nou plaas God ons ook hier in Secunda en in Suid-Afrika met 'n baie spesifieke roeping. Die roeping, daai spesifieke roeping wat hy vir ons het, daar's 'n algemene roeping, maar die een wat hy vir ons het, vir Kruik gemeente het, is nie noodwendig presies dieselfde as ons buurgemeentes nie. En ek kan jou waarborg, elke Sondag, weer vir hierdie Sondag, vanoggend vroeg, het ek gebid vir ons buurgemeentes. Ek bid vir Lighthouse, ek bid vir Hein, en wat die leier daar is, en vir Lighthouse. Ek bid vir Shofar, ek het gebid vir die familie, hulle familie wat geraak is, Wian Brown, wie se familie geraak is, deur die sterfte hierdie week. Ek het hom gekontak. Ek bid vir die Ronde Kerk, ek bid vir die gemeentes rondom ons, die Weihergemeente. Ek kan nie al die gemeentes nou noem vanoggend nie. Ons is deel van 'n groter prentjie, maar ons het 'n unieke roeping hier. Wat is ons unieke roeping? Ons unieke roeping word vervat in 3 visiestellings. Wat glo ons? 3 visiestellings. Eerstens, ons wil 'n gemeente wees wat stap saam met Jesus. Tweedens, ons stap saam met mekaar. En dan derdens, ons stap ook saam met ander. Dis waarvoor ons geroep word. En vanoggend wil ons spesifiek fokus op daai stap saam met ander, dat ons ook ons visie weier laat val, oor grense beweeg. En dis waar Kruik gemeente nou al meer as 20 jaar betrokke is by 'n projek in Mosambiek, saam met Gerard en Daniela, julle kuier vanoggend hier. Gerard, julle is baie welkom, kom asseblief na vore. En hulle gaan vir ons vertel ook wat op hierdie stadium besig is met hierdie projek. Julle is welkom hier voor te kom staan. Nou Gerard, ek ken vir Gerard al baie jare. Ons het saam gestudeer. So julle kan sien wie is die jongste tussen ons twee. Ja. En julle kan seker dink wie was die stoutste in ons klas ook gewees.
Maar Gerard, jou passie is so aansteeklik en hierdie week weer daar by Mosaïek bygewoon, julle visie en julle passie wat julle gedeel het. Dankie ook vir dit en dankie dat Kruik ook vir ongeveer 20 jaar al in verhouding met julle kan staan. Nou Gerard en Daniela is nog op honeymoon. Hulle is net 5 maande getroud. Daniela, welcome to South Africa and so good to have you here as well. En dankie dat julle ook met ons deel wat besig is in Mosambik. Kan ons vir hulle lekker hande klap gee? Dankie. Thanks. Thank you, Ewald. I'm going to start in English. Daniela is from Brazil. God blessed me with the perfect partner that I could ever prayed for, and hopefully many of you prayed for me as well, to find this beautiful lady. And we met in Mozambique in the most rural of communities, which was just a confirmation that God sent her. And yeah, what a privilege to. We've known each other for 5 years now, married 5 months, and yeah. We're going to share a little bit more about what she's doing in Mozambique as well a little bit later. You can sit down, Danny. Wow, julle wat 'n voorreg om te sien ook hoe goed God in Kruikgemeente is en wat hy doen en hoe vol die gemeente is en ook wat hierdie jaar in Mozambique gebeur het. Ek gaan nou 'n bietjie meer daarby uitkom, maar wat 'n voorreg om met julle ook te share oor ek glo en ek dink veral die krag van geloof. Wanneer ons glo, verander dit hoe ons leef. Daar's iets in die geloof in God wat ons waardes verander, en as jou waardes verander jou aksies. Jy het gepraat van die menigte gemeentes wat hier is. En ons almal saam is die liggaam van Christus. Jesus Christus het op hierdie aarde gestap, maar hy's nie meer hier nie, in sy eie liggaam nie. Ons is hy liggaam. En as jy net dink hoeveel mense bid daar buite vir Jesus, vir God om in te gryp en te help. Jesus gaan nie kom nie, ons is hier. Hy kom deur ons. En dit is daai krag van geloof wat ek ook ervaar het, groot geword in die kerk, baie vrae gehad oor die kerk, op 'n uitreik gegaan het. Op die volgende slide, het op uitreik gegaan Mozambique toe, en op die eerste dag daar in Mozambique het ek 'n vrou ontmoet wat baie behoeftes het. Haar neus was afgevreet gewees van 'n melaatsheid. Jy kan sien daar's nie baie kos in die huis nie. Daar baie uitdagings. Die worst case scenario wat jy kan imagine. En net daai ervaring met die bietjie wat ek geweet het as net 'n matrikulant, het ek gevoel, wow, ek kan baie hier doen. En min het ek geweet wat die Here se planne vir my is. Ek wou glad nie 'n predikant geword het nie, ek wou nie 'n sendingwerker geword het nie. Maar wanneer ons lewens oopmaak, te glo in God, deel van sy liggaam te word, is om ook, soos wat hy die wêreld liefhet, en hy ook vir ons vra, hê my lief en jou naaste soos jouself. In ons geloof, as daai liefde groei, dis my baie moeilik om liefde vir God en vir die wêreld los te maak van glo, want in hom te glo is om sy woord te glo, en sy woord sê juist dit. Is om sy liggaam op hierdie aarde te word, en om sy oë, sy hande, sy voete, sy sê menigte gemeentes, menigte lidmate hier met verskillende gawes, wat hy wil gebruik, nie vandag hier Sondag binne in hierdie vergadering nie, maar wanneer ons hier uitgaan van Maandag tot Saterdag om sy liggaam te wees in Sekunda. Wat glo ek van hierdie God? Ek glo dat hy die skepper is van alle nasies. Sy woord sê dit. Ek kan vir julle vers lees. Aan die Here behoort die aarde en alles wat daarin is. Psalm 24 vers 1. Ek glo Jesus is die verlosser van die wêreld. Julle ken Johannes 3 vers 16. Hy sy lewe hiervoor gegee, en hy sê, volg my. As ek in hom glo ek in hierdie roeping wat hy vir my gegee het. So ek was in Mozambique gewees, en op die volgende bladsy, klomp statistieke wat so 'n bietjie vertel oor Mozambique, wat my baie geraak het en gevoel het, ek moet iets doen. Kan sien daar was baie armoede,
Daar's baie onbereikte gebiede. Die kerke wat daar wel bestaan, het nie kerkleiers wat deur 'n Bybelskool is nie. Dit is basies, en ek wil amper sê gemeentelede soos julle, wat in 'n gebied bly en voel, hier's nie 'n kerk nie, ek moet iets doen. Net opstaan en sê, ek moet iets doen. Daar's miljoene Zioniste, as ook tradisionele Afrika gelowe, of gemeentes wat in die voorvader aanbidding en toordokters glo. 80% van Mosambiek se bevolking is onder 35 jaar oud. 50% is kinders, en dit het ook die tweede hoogste seksuele kindermishandeling in die wêreld. Nou hierdie statistiek het ek nie noodwendig almal daai tyd van gehoor nie. Ek het statistieke gehoor wat my daai tyd gedryf het, gevoel, Here, maar ek kan iets doen met die bietjie wat ek weet. Ek het teologie gestudeer, my kursus klaar gemaak, en deur 'n navorsing, 'n meestersgraad wat ek begin het ek navorsing gedoen spesifiek oor hierdie kaart wat ons nou gesien het. En dit het my gelei om 'n bediening te begin met wie Kruikgemeente al meer as 20 jaar 'n Mosaic Upliftment hande vat. En ons roeping is, en ek gaan sommer die volgende slide wys, ons roeping is om in hierdie gemeenskappe, hierdie geïsoleerde gemeenskappe in Mosambiek, geloofsgemeenskappies te help vestig. Ons kan dit 'n kerkplanting noem, maar ons wil graag 'n geloofsgemeenskap vestig in elke gemeente wat geestelik en sosiaal 'n verskil bring in hierdie gebied. En baie van julle ken ons stories, hier's ingenieurs in julle gemeente ons oor die jare gehelp het met ons cashew produkte, met ons marula, ons het hierdie produkte weer na die tyd te koop, maar my geloof in God en die behoefte wat ek raak gesien het in 'n gebied, het my gedryf om iets te doen, selfs bo my vaardighede, bo my ervaring. En ek dink, hier's matrieks, hierso, ek weet nie of al uit is nie, maar hier's jong mense hier, dalk is jy en jy weet nie presies wat God se plan is, met jou lewe, of jy het 'n voltydse werk, maar wat kan jy doen vir sy koninkryk? Jy gaan nie daai ontdek deur hier te sit nie. Ons gaan daai ontdek as ons uitgaan in ons eie gemeenskap, lokaal, miskien in die streek, of miskien selfs internasionaal, te gaan sien wat is daar buite, onsself oop te maak. En ek dink dis presies wat geloof doen. Geloof maak dat ons hart oopmaak vir dit wat hy wil doen. Henry Nouwen, een van my gunsteling skrywers, vertel hoe Jesus voor die kruisiging, waar God se plan met hom is om sy lewe te gee, voor die kruisiging op sy gesig val op die grond en vir die Here vra, vir God vra, kan nie maar net hierdie beker verby my gaan nie. Nou dink net, weet in jou eie lewe toe ek gevoel het Mosambiek, die Here roep my Mosambiek toe en ek kyk na wat dit gaan kos en hoe ek gaan leef en dis 'n massive uitdaging finansiëel. En ek het ook opstaan vir die Here gevra, Here, wil U nie dat hierdie beker verby gaan nie? Is daar nie iets anders nie? Wanneer het my gesê, tel hierdie beker op. En net soos Jesus die beker opgetel het, die beker verteenwoordig jou lewe. En ek dink is eintlik so mooi, die kruik kan basies hierdie gemeente se storie verteenwoordig. Maar die beker verteenwoordig Jesus se lewe. Die seer wat daarin is, die vreugde wat daarin is, maar ook die opofferings wat daarin is. En ek kan nie met daai beker optel. Jesus het daai beker opgetel en gesê, Vader, nie U wil, nie my wil nie, maar U wil. En so baie keer kom ons in 'n situasie waar God ons wil gebruik, waar ons eerder hierdie beker verby wil laat gaan. Maar die verlossing en die seën wat ons vir hierdie wêreld het, is deur daai eienaarskap te vat van hierdie beker. Die beker te drink. En weet jy wat, God maak die beker weer vol. Ongelukkig in my eie lewe het ek ook al ervaar, partykeer drink ek daai beker net halfpad. Dis al wat ek kan hanteer. Daar's te veel seer, te veel pyn, te veel uitdagings. Uitdagings uit. Maak hierdie beker leeg, ek sal hom weer vol maak. Imagine wat sou gebeur het as Jesus daai beker laat verbygaan het. Ek en jy sou nie vandag die verlossing gehad het, maar so ook, ons is sy liggaam op hierdie aarde. Hy gebruik ons in ons spesifieke gebied om sy wil uit te leef, om ook verlossing en hoop te bring vir hierdie wêreld. En as jy dit nie doen nie,
Hy gaan heel moontlik iemand anders te stuur, maar ek wil vir jou uitdaag. Moenie, maak nie saak hoeveel seer en hoeveel opoffering daar is in die lewe wat jy moet maak nie. Glo dat hy 'n beker sal volmaak. Nou op die volgende slide is 'n foto van hierdie jaar se uitreik en hier was klomp mense van hierdie gemeente het Mosambiek toe gekom en ons gehelp met kinderbediening, leierskapopleiding, asook kerkleierskapopleiding. Ekskuus. Nog by die vorige slide asseblief. Die mooi in daai storie vir my, julle. God is die skepper van alle nasies. Hy is ook die verlosser van alle nasies. En hy gee vir ons sy Heilige Gees dat ons daai kan ervaar, dit kan sien en dit ook kan uitleef. Nou in hierdie foto, julle kan nie maar sien nie. Hier is Mosambiekse leiers van seker meer as 20 verskillende gemeenskappe. En daar's omtrent 20 kruikers ook op hierdie foto wat gehelp het hierdie week. En ek wil vir julle dankie sê sommer net vir die afgelope jaar het julle ons met 3 groot training events en finansiëel geondersteun dat ons meer as 60 leiers by die 3 training events kon gehad het, dat ons hulle toerus om hulle kerke te lei, hulle kinderbedienings te lei. Die mooi vir my in hierdie storie, wat mense nie noodwendig besef nie, maar as jy op so uitreik gaan, die ouens daar in die bos, diep in Mosambiek, hulle besef, hierdie mense kom van ver af, jy het niks om hier te wen nie, jy het niks om hier uit te baat amper nie, dis gee. Dit gee vir Mosambiekers 'n ander prentjie van die wêreld en selfs die geestelike realiteit wat hulle ken. Dit gee vir hulle 'n prentjie werklik van wie Jesus is. Dis soos Jesus kom Panda toe, vanuit Kruik waarvan hulle nooit sal gehoor het nie, moontlik nooit voet sal sit nie. Maar in daai week het daar 20 kruikers daar kom rondbeweeg en hande gevat met Mosambiekers en sonder dat ons dieselfde taal, sonder dat julle noodwendig dieselfde taal praat, die liefde wat daar is in die gee en die gaan, verander die wêreld se persepsie van wie God is. En dit is 'n absolute voorreg om dit in werking te sien. Op die volgende slide. Ons gaan drie slides hier sou hê. Ek sal stelselmatig deur hulle gaan, maar hierdie is, en baie van julle ken die kerk, die Zion Kerk in Afrika. Moontlik die grootste kerk in Afrika wat geen opleiding het nie. Hulle het geen Bybelskool nie. En hulle vergader gewoonlik onder bome. Julle het al gesien met verskillende klere aan. Daar's 'n ongelooflike hongerte in hierdie kerk. Omdat hulle nie formele opleiding het nie. Hulle gebruik die Bybel aan die een kant en hulle het 'n voet in die Ou Testament en hulle het 'n voet in die tradisionele Afrika gelowe. Maar daai voet wat hulle in die Ou Testament het, as mense die Ou Testament na hulle toe bring en verduidelik wat die evangelie is, wat die storie van die Ou Testament is en waartoe dit wys. Dit is ongelooflik. Hierdie maak deure vir ons oop wat ek nooit kon imagine het. Daai vorige kaart wat ons heel eerste gesien het baie gebiede wat onbereik is. Jy het nou die statistieke gesien. Maar in elke gebied is daar 'n groep Zioniste wat op hulle manier hulle spiritualiteit uitleef. God het vir ons in die laaste 2 jaar deure oopgemaak wat ek nooit kon imagine nie. Wat ek nooit self sou kon doen nie, wat ek nooit self sou kon droom nie. Ons is uitgenooi om in elke gemeenskap in die provinsie die Zion kerkleiers op te lei. Dis nie gehoord van nie. Hierdie gemeente hier, op die voet van daai boom, is daar offergawes wat gemaak word vir die voorvaders. Hierdie was 'n heel eerste besoek wat ons aan hierdie gemeente gedoen het. Net om hulle te leer ken en ons hulle uitnodiging aanvaar. Op die volgende slide is 'n prentjie, en al drie hierdie prent wat ek nou vir julle wys is basies kerkverband. Hierdie is 'n tipiese kerk wat ons ook help om te bou in Mosambiek. Ons het al meer as 30 kerke, ek dink saam met Kruik al meer as 15 kerke gebou soos hierdie. Hierdie een is wel deur die lokale gemeenskap gebou. Maar wat ek vir julle hier wil uitstraal is die gasvryheid wat Mosambiekers het vir besoekers, maar ook wanneer jy hierdie prentjies sien, was vir my, dis nog steeds vir my die mooiste prentjie van hoe die liggaam van Christus lyk nie. Op die volgende skyfie
Hier vat die groep en ons gaan besoek die lokale leier en klomp van die mans in die gemeenskap saam met wie ons kerk bou en ons het 'n maaltyd saam. Hierdie maaltyd en hierdie ervaring het hierdie mans wat hier sit, daar's 2 tolke in die groep, met mekaar geconnect, gesels, hulle stories gehoor, hulle behoeftes gehoor. Suid-Afrika het hulle behoeftes geshare. Ons het saam gebid en ons is van daar weer terug na die kerksaai toe en ons het weer gaan kerk bou. Wat vir my mooi is hierso is, waar Jesus ons uitdaag om brood te breek met ons naaste. As liggaam van Christus het ons nodig om uit ons gemaksone uit te gaan en 'n maaltyd te hê. Hierdie was vir my die beste en die diepste ervaring van kerk wees. In al hierdie foto's ek vir julle gewys het, waar daar 'n gebou betrokke is en onder die boom. Wanneer ons brood breek met mense, nooi ons hulle in ons lewe in en ons wil meer van hulle lewe hoor. En hierdie is my so groot uitdaging vir die kerk van vandag. Ons is hier saam op 'n Sondag, maar ons grootste impak wat ons in hierdie wêreld kan hê, is om brood te breek met mense in die gemeenskap, met wie se geloof jy dalk verskil, wat jy dalk glad nie ken nie, sy storie jy glad nie ken nie, en om brood te breek om sy storie te leer ken, sonder om my geloof af te dwing, maar om werklik soos Jesus net sy arms oop te maak, en mense te aanvaar vir wie hulle is, en te wys, soos Jesus die vrou by die put ontmoet het, om vir haar te vra, wat kan ek vir jou doen? Hierdie maak my soveel meer opgewonde oor ons bediening in Mosambiek, waar uitreikgroepe van so ver af kom, om Jesus se liefde kom wys in 'n gemeenskap, wat dit nie op daai vlak ken nie. En die storie, die geskiedenis, ongelukkig die geskiedenis van Afrika, met kolonialisme, die oorlog, die apartheid, alles, julle weet, ons het nie 'n goeie track record in swart Afrika nie. Maar die dade wat in daai dag, daai maaltyd daar plaasgevind het, die verlede is vergete. Jesus word die senter van die ontmoeting, en Jesus word ook die senter van Jesus se liefde word ook die senter van daai geloofsgemeenskap se bestaan. Op die volgende slide. Wag, moet hom nog nie speel nie. Wanneer ons uit ons gemaksone uitgaan, is daar baie surprises. Ek gaan nou vir julle 'n foto wys van 'n meisie wat vir 2 jaar lank op 'n uitreik gekom het. En sy het gesien, hoor, hierdie arme meisies in Mosambiek sit net in die hele tyd kyk hoe speel die man sokker. Hierdie werk nie vir haar nie. Die meisies het geen sport nie. Nou luister mooi, hierdie meisie het op 'n uitreik gekom. Daar speel hy. Kyk gerus dan. Die meisie het op 'n uitreik gekom en beginne die meisies netbal te onderrig. Lang storie kort, ons het al meer as 20 netbalbane gebou in Mosambiek. Oor een uitreiklid gekom het en gesien het, hier's 'n behoefte en ek wil 'n verskil maak daar. Daar's soveel behoeftes lokaal, ook in ons eie streek, hele streek hier. Wanneer ons uitgaan en ons oë oopmaak en ons hart oopmaak vir die behoeftes wat daar buite is, jy sal verbaas wees wat God in jou lewe kan doen en deure oopmaak, wanneer jy net bereid is om te glo en te sê, ek gaan. Onthou ons het gesê, my geloof verander my waardes, en my waardes verander my aksies. Vir daai meisie was dit belangrik om te sien, hierdie meisies hier het nodig om 'n sport te doen, wat vir hulle meaning gee, of 'n selfesteem gee. As gevolg van een meisie se inspirasie, het ons 'n hele bediening in Mosambiek, wat meisies se lewens verander. Daar's soveel behoeftes in Mosambiek, en dit is onmoontlik vir ons om alles aan te spreek. Maar wanneer God die regte mense stuur, dit is asof sy liggaam, wanneer sy liggaam gaan en sy liggaam gehoorsaam is en sê, ek wil of ek sal, dan maak hy deure oop. Ons het gister met die uitreikgroep gesels en gehoor hoe dit gaan in die gemeente, en ek het gesels hoe gaan dit in ander gemeentes, wil ek sê, luister ons, in die een gemeente met wie ek netwerk, is daar fondse in die sending aksie nie. En dit is die standaard, ek is net 20 jaar in sending, dit is die standaard.
Maar dit is amazing wat die Here doen wanneer jy sê, ons kort 20 netbalballe. Ek beloof julle, en ons kort hulle nie nou nie, maar ek beloof julle sal volgende Sondag hier wees. Wanneer mens gehoorsaam is, en wanneer mens sien wat die behoefte is en aksie gee, dan werk God. Ek gaan vir Daniela vorentoe roep. Daniela, you can come forward. Don't start with a video yet, but she's going to share to us how she came to Manjakas, that the community where I lived as a single missionary for many years, and she came with a group of Brazilians, and just the experience that she had, and then also, then we'll play the video, and just wanted to share her love for God. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity. It's such a privilege to be here with you today and share what God's doing in Mozambique. So in 2023, I went to Mozambique for, I think, the 4th or 5th time. And then when we were in Manjacás, me and 3 Brazilians, we were helping with training and kids ministry training. Then we heard about the cases of child sexual abuse, and mainly from the teachers to improve the students' marks. And that was something that was always in my heart, to protect children. And in that night, we had dinner with a family, and a 16-year-old girl said what was happening at the schools and the way the teachers were doing that. And that came so deep in my heart, and that really broke my heart. And that night I could not sleep until I prayed for that, and I heard God clearly speaking with me. If you saw the need, you cannot ignore it. You need to do something for that. And that was when the Kuvikalawana movement that you see in the video, how it started and how God is leading it, and I believe lives are being saved through this movement. The Kuvikalawana movement, that in Shangana language means child protection, started as an answer to prevent child sexual abuse in Mozambique. Half of the Mozambican population are children, most of them living in poverty, which increases the vulnerability to abuse. The index of pregnancy among girls under 18 years old is 57%, and the Child Protection Hotline receives between 15 and 20 calls daily reporting sexual abuse. And this hotline is known only for a minority. Imagine how many kids in rural areas suffer abuse and nobody knows about it. This way, we have been working to prevent child sexual abuse by bringing awareness and equipping adults and children. We train kids ministry leaders in a way that they become protection activists. Aprendi proteção da criança, estou a aplicar também quando estou na igreja. Eu ensino as crianças devem se proteger, e também eu a caminhar pelo caminho ouço as crianças a falar com outras crianças. And these leaders teach the kids in their communities, making use of 2 powerful tools. The protection dolls, used to teach the kids about body limits and how valued they are, and the book with the title The Protection Club, with a story that kids relate to and learn how not to be vulnerable to abuse. Não! Regra número 2, temos que gritar o quê? Não! E regra número 3, temos que fazer o quê? E regra número 4, temos que ir pedir ajuda. Our goal is to build a protection network with leaders, pastors, teachers, family and partners that will join hands to protect the Mozambican children. With your support for training material, dolls and books, we will be able to reach yearly more than 300 leaders in 42 communities, and it multiplies to more than 30,000 kids reached.
fundiswa ku munhu loko alawugwa akhanyi ngopfu meli nyamuhla hi phaka hi bonekani live vala kwara hi swikhoma lomu lana hi ku kayila. Please partner with us in expanding the Child Protection Network. So in 2 years of this movement, we could train 300 kids ministry leaders, and some of the trainings were possible because of Crook's support, so thank you so much. And these leaders, they went back to their communities and they could reach more than 3,000 children. And we really believe that for next year, it's possible to reach many more leaders and many more kids in protecting them. So as I said in the video, we use these tools, that's the protection dolls. It seems to be very simple, but it's powerful. Because in a community where kids have no toys, when they get it and they learn about the value of their bodies, they will go and they will show it to their friends and family, and the message will be spread. And also, last year I wrote this book in the Mozambican reality, like in the Mozambican context, with Mozambican characters and telling stories that the kids will really relate to. And in the book we also have like an interactive part where the kids can write what they learned. And you saw the kids saying the protection rules, like to say no. So what they learned, they can write and draw here. And here's the space where they can write the names of their trustworthy adults, the people that they can report something. So with the book and with the doll, it's like an event to a community in Mozambique because they don't have it. So when a child comes with the books and the dolls, it really calls the attention of the whole community to this issue, and the whole community gets involved. So the vision that God has given me about this movement is to build the protection network. In Mozambique, everyone needs to have a mosquito net because of malaria. So everyone needs to sleep these mosquito nets to prevent malaria that can even kill. So the Lord showed me this mosquito net, and the more threads there is in a net, the more close it is, and the most it will protect someone. The same way, when we build this protection net, the lady there, the kids ministry there in the bush, teaching the kids, she is one thread. The lady here in South Africa making a doll like this is one thread. The businessman supporting the printing of books is one thread. And everyone together, we can close the net and protect the kids, not only in Mozambique, but also I want you to invite to be part of a protection network in Mozambique, but also do something here in Secunda with the kids around you, the kids in your family. God wants to use you, either supporting missions in Mozambique, but also in your daily routine here. So thank you so much for that. And I'll leave the word down with Harold. Well, I think we can give her a hand for this. This is incredible. I'm going to close my time with you. Wanneer ons uit ons gemaksone uitstap, groei ons geestelik. In die gee, in die leer, in die sien hoe God werk, gebeur daar dinge wat ek en jy nie kan beheer nie. Wanneer ons uit ons gemaksone uitstap en oor die grense gaan, sien ander vir Jesus. Daar is soveel mense wat daar buite bid, kinders wat daar in Mozambique gebid het, Here, help. Hierdie kan nie reg wees nie. Daar is mense in hierdie gemeenskap wat bid, Here, gryp in. Op watter vlak ook al. God se koninkryk brei uit, wanneer ek en jy gehoorsaam is aan hierdie call om hom te volg, om ons naaste lief te hê. Mag julle reeks julle inspireer om hom te glo en werklik in Secunda en julle nabye omgewing as ook in die buiteland soos in Mozambique 'n groot impak maak. Baie dankie.
Dankie Ewald. Net saam bid. Ek wil jou nooi om jou hand uit te strek en dan bid ons ook vir Gerard van Daniela en ook vir hulle projek. Kom ons strek ons hand uit, ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook net weer eens bewus gemaak word dat u kerk so groot is en dis 'n triomferende kerk reg oor die wêreld. En ons wil u dankie sê vir Gerard en vir Daniela en vir die visie wat u vir hulle gee, maar ook vir hulle gehoorsaamheid. Dat hulle nie gesê het dat hierdie beker net verbygaan nie, maar dat hulle die beker neem. En ons bid ook vir hulle gesondheid, mag hulle u gesondheid beleef, mag hulle u beskerming beleef, mag hulle u voorsiening beleef. Dankie vir die goedheid en vir die guns oor hulle lewe en ook hulle projek. Ons bid vir elkeen wat betrokke is by hierdie projek en elke werknemer voltyds, maar ook elke medewerker, elke gemeente betrokke. Mag elkeen ook beleef hoe u voorsien en hoe u visie gee en ook praktiese strategie gee. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.